Soms moet ons op die Here wag wanneer ons moeilike tye ervaar. Miskien is dit die Here se wil, want hy wil vir ons iets leer. Ons moenie iets probeer wegbid nie, as ons nie daarvan hou nie. Vra die Here om aan jou te openbaar wat die doel van die omstandighede is. Dit is heel moontlik 'n leerskool wat jy eksamen moet skryf, om na die volgende graad in die skool te vorder. Nou wat beteken hierdie laaste gedeelte in vers 10? Want as ek swak is, dan is ek sterk. Wat beteken dit? Dis dit net jou eie krag uit wat jy probeer. Ja, Dat is God se. wanneer ek swak is, dan kan ek staat maak op God se krag wat my krag gee. Amen. As ek swak is ek sterk, want dit is God wat my die krag gee. Hy sê net voorheen, sê hy, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. As ek swak is, dan is ek sterk. Want die krag van Christus woon in my. Paulus verklaar hier dat hy nie uit sy eie menslike krag hierdie stryd kan stry nie. Dit is slegs met die krag wat in Jesus te vind is, wat hy hierdie stryd kan stry. Moenie op jou eie krag insig te staat maak en sodoende opgeblaase raak nie, as jy die stryd gewen het. Dit is net deur Jesus wat ons die stryd kan stry en staande kan bly. Bly laag aan die voete van Jesus en met sy hulp en bystand kan jy die oorwinning behaal. Romeine 8 vers 37 sê vir ons, maar in al hierdie dinge is ons meer As oorwinnaar. as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here is nie. Amen. Profound, die Romeine 8 is my gunsteling hoofstuk in die Bybel. Ja. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Amen. Ek het die illustrasie nou al baie keer gegee. Wat beteken dit om meer as oorwinnaar te wees? Dis soos Driekus van der Merwe, Driekus, wat sy naam? Van Here. Ja, wat die UFC gewen het. Hy het daai ou deurmekaar geslaan, Disnus. Hy het die oorwinning behaal. Hy het sy hand in die lug gesteek en gesê, ek het die oorwinning behaal. Maar saam met die oorwinning het daar 'n prys gekom. Seker $55 miljoen, of wat ook al die geval is. Ja, as sê maar dis wat dit. Hy het by die huis gekom, het sy vir sy vrou gesê, ek het die oorwinning behaal. Sy vra, waar is jou check? Sy sê, daai check is myne. Het sy die geveg? Het sy? Sy het niks gedoen nie. Sy het niks gedoen nie. Sy het nie daar in die kruit gaan staan en hy sy teenstander uit katswink geslaan nie. Sy, al wat sy gesê het, gee my jou check. Sy is meer as oorwinnaar, want sy het die vrug van sy oorwinning gesmaak. Ons het nie aan daai kruis gaan hang nie, né? Ons het nie aan daai werk gedoen nie, ons is nie tot die dood toe amper gegeesel nie. Eers werk. Nee. En werk om dit na te volg nie. Net sy genade. Jesus het daai werk gedoen aan die kruis van Golgotha. Maar ons pluk die vrug daarvan. Ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Hoe lekker hier net buite. Ek en jy mag nie op ons eie krag roem nie. Want dit is nie jy alleen wat die stryd stry nie. Onthou dit, my vriend. Jy is tot alles in staat
deur Christus wat jou die krag gee. Sonder hom kan jy niks doen nie. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ja. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Onthou julle vir Dawid, hoe daai mense vir hom gelag het. Hulle wou vir Saul gekruisig het, hulle was sy kroon van hom afgevat het, omdat hy 'n seun na hierdie reus toe stuur. Hulle het vir hom gelag toe daar op die slagveld kom. Maar hy het geweet, my krag is in die Here. Dis die Here wat my die krag gaan gee, om hierdie reus wat voor my staan te verslaan. Uit homself uit kon hy dit nie doen nie. Maar deur Christus se krag het hy dit gedoen. Wanneer ek swak is ek sterk. Ons sien dit in Dawid en Goliat. Het jy 'n Goliat wat voor jou staan? Het jy 'n berg wat jou toekomsblik versier? Hy sê in die woord, as jou geloof so klein is soos 'n mosterdsaadjie, sal jy vir hierdie berg wat hier voor jou staan sê, vat jy op en gaan gooi jou in die see. Het jy vandag geloof soos 'n mosterdsaad? Het jy geloof soos 'n mosterdsaad vanmôre? Dan sal jy vir hierdie Tafelberg wat voor jou staan, of Kilimanjaro, of Everest, of wat ook al, die kyk toe, vir hom sê, staan op, gooi jou in die see. Geloof soos 'n mosterdsaad. 1 Korintiërs 10 vers 12 gee vir ons 'n waarskuwing. Daarom, 1 Korintiërs 10 vers 12, onthou dit vanmôre. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. As jy dink jy staan, moenie op jouself roem nie. Want jy gaan val. Hoogmoed kom tot 'n val. Ons kan niks doen nie. Ons is meer as oorwinnaars. Ons het nie die oorwinning behaal nie. Dis Christus wat die oorwinning behaal het. Jy kan nie hoogmoedig raak wanneer jy iets in die lewe vermag het nie. Want jy is swak. Dis net in Christus wat jy die krag gee. Soos wat ons gelees het in 2 Korintiërs 10. 2 Korintiërs 12. Daarom het ek behaan swakhede en mishandelinge en node. En dan sê vers 9, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Die oomblik as jy hoogmoedig raak, maak jy die krag van Christus tot niet in jou lewe. Jou krag is net in Jesus te vind. Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En dan 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het jou aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Sit vir my die Amplified vertaling op daar, liefie. Ek wil vir julle daar lees. Julle ken die Amplified, né? 1 Korintiërs 10 vers 13. 1 Korintiërs 10 vers 13. Ek hou baie van die Amplified. Hoor, kyk wat sê hy nou daar. Lees. Kyk, kom ons lees. For no temptation
No trial regarded as enticing to sin, no matter how it comes or where it leads, has overtaken you and laid hold on you that is not common to man. That is, no temptation or trial has come to you that is beyond human resistance and that is not adjusted and adapted and belonging to human experience and such as man can bear. But God is faithful to His word and to His compassionate nature. And He can be trusted not to let you be tempted and tried and essayed beyond your ability and strength of resistance and power to endure. But with the temptation, He will always also provide the way out, the means of escape to a landing place, that you may be capable and strong and powerful to bear up under it patiently. Amplified, yeah. Daar's hy. Daar's hy. Dis hy. Gaan af. Daar's hy. Kan jy weer lees? For no temptation, no trial regarded as enticing to sin, no matter how it comes or where it leads, has overtaken you and laid hold on you that is not common to man. That is, no temptation or trial has come to you that is beyond human resistance and that is not adjusted and adapted and belonging to human experience, and such as man can be. But God is faithful to His word and to His compassionate nature, and He can be trusted not to let you be tempted and tried and essayed beyond your ability and strength of resistance and power to endure. But with the temptation, He will always provide the way out, the means of escape to a landing place, that you may be capable and strong and powerful to bear up under it patiently. So saam met die versoeking gee die Here ook die uitkoms. Wanneer die probleme by die voordeur inkom, is daar 'n agterdeur waar jy kan uitvlug. Amen. Ek het hier vertaal in Afrikaans. Hoor wat sê hy? Want geen versoeking, geen toets wat as verleidend tot sonde beskou word, het julle ingehaal en julle aangegryp wat nie algemeen is vir die mens nie. Dit wil sê, geen versoeking of toets het na julle gekom wat buite menslike weerstand is en wat nie aangepas en pasgemaak is en behoort tot menslike ervarings nie en wat die mens kan verdra. Maar God is getrou aan sy woord en aan sy deernisvolle natuur. En hy kan vertrou word om jou nie te laat versoek en beproef te word bo jou vermoë en krag van weerstand en krag om vol te hou nie. Maar met die versoeking sal hy altyd ook die uitweg gee. Te midde van ontsnapping, die middel na ontsnapping na 'n landingsplek, sodat jy bekwaam en sterk en kragtig kan wees om dit geduldig te verdra. Is dit nie mooi nie? Ek wil die Amplified vertaal in Afrikaans. Dit gaan nogal 'n interessante projek wees. En dan vers 14 sê hy, Therefore, my dearly beloved, shun, that is, keep clear away from, avoid by flight, if need be, any sort of idolatry, of loving or venerating anything more than God. Dis 'n waarskuwing. Ek het dit ook vertaal in Afrikaans. Daarom, my geliefde,
Hou weg van, vir my as dit moet, enige vorm van afgoderry, wat beteken om iets meer as God lief te hê of te vereer. Ons moet in die Here se skaduwee wandel. Ons moet nie toelaat dat daar goed in ons lewens is, dat ons van die Here af wegdryf nie. Die sleutel hier is dat ons die Here se aangesig moet soek en totaal en al verkoop sal wees in die Here. Ons moet nie toelaat dat iets in ons lewens sal wees wat belangriker is as die Here nie. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Dan wil ek afsluit, ons bid immers in die Onse Vader dat die Here ons nie in versoeking moet lei nie, dat hy ons van die bose moet verlos. Onthou die waarheid hier is dat dit nie die Here is wat ons in die versoeking lei nie. Ons gebed is eintlik, Here help ons en bewaar ons van die neiging om te sondig en te val voor versoekinge. Here help ons om nie voor versoekinge te swig nie en gee ons die uitkoms, want U ken ons kragte. Amen. Amen, mense. Staan dan vas. Efesiërs 6. Kom ons lees net daar ten slotte. Efesiërs 6 vanaf vers 22. Was die wapenrusting? Daar is hy. Vanaf vers 12, ek is 'n bietjie ver, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Alles volbring het, dat ons staande kan bly. Staan dan vas. Julle lendene omgord met die waarheid. Die borswapen van geregtigheid. As skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Staan dan vas. Julle lendene omgord met die waarheid. Ons moenie ongeloof hê nie. Double-minded man is unstable in all his ways. Amen. My broer, gaan jy vir ons die nagmaal kom bedien?